Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat ons op hierdie pragtige môre kon wakker word met die skepping wat so mooi is daar buite, na die reën wat U geskenk het. Ja, alles is asof dit nuut is en vars is, skoon gewas deur die reën. En dan besef ons, en dit moet ons bely, o Vader, U hou steeds U skepping in stand. U sorg vir alles wat lewe. Ja, U het die asem van die lewe ook in ons liggame ingeblaas. En meer nog, o Vader, U gee vir ons die heerlike voorreg om U te mag ken as 'n Vader wat barmhartig is, wat goed is vir die kinders. Ja, U versorg ons met alles wat ons nodig het, na liggaam en na gees. En daarvoor dank ons U en loof ons U en wil ons U naam groot maak. En ons dank U ook, o Vader, dat ons vanmôre weer hier mag saam wees, waar ons intree in U teenwoordigheid. Ja, want U gee vir ons die belofte. U is hier in ons midde teenwoordig. U praat met ons deur die woord. Ja, dit is U wat ons verstand verlig deur die Gees. En dit bid ons van U, dat U ons in hierdie oomblikke ons sal leegmaak van onsself en maak ons vol van U woord en U Gees. Ja, gee dat ons oë op U gerig sal hou. U wat die enigste Seun vir ons geskenk het, as middelaar en offer vir ons sonde. Ja, U het Hom oorgegee in die hande van mense, om Hom aan die kruis vas te slaan, waar Hy U oordeel gedra het, vanweë ons sonde. En ons bely voor U, o Vader, dat ons maar voortdurend geneig is tot die kwaad. Ja, ons besef, ons bedroef U Vaderhart so dikwels. Wil U ons daarom al ons oortredinge vergewe. En gee, o Vader, dat ons in hierdie dae opnuut weer U groot liefde vir ons sal oordink. Dat U U Seun vir ons gegee het, sodat ons die lewe mag hê. Seën ons in hierdie oomblikke, maar seën ons ook in die week wat voorlê. Dit bid ons alles, met die besef van ons sondigheid. Maar ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, want Hy het ons met U versoen. Hoor ons gebed daarom in Sy naam. Broers en susters, kom ons lees saam in die woord van die Here. Ons oordink die Paasevangelie van ons Here Jesus Christus, soos Lukas dit beskrywe in Lukas 23. Ons lees daar vanaf vers 26 tot en met vers 43. Terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad afgekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. 'n Groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê: Vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil oor julleself en julle kinders,
Want daar kom dae waarin hulle sal sê, hoe gelukkig is die onvrugbare vroue, en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê, val op ons, en vir die heuwels, bedek ons. As hulle dit met die groenhout doen, wat sal dan met die droëhout gebeur? Daar is ook 2 ander, albei misdadigers, weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig. Die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suur wyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie, red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Tot sover die kernverse waarby ek stil staan vanmôre, is vers 27 tot 29. 'n Groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil oor julleself en julle kinders. Maar daar kom dae waarin hulle sal sê, hoe gelukkig is die onvrugbare vroue, en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het, of gevoed het nie. Broers en susters en kinders, die Here Jesus is op pad na Golgotha. Agter hom lê die verhoor voor Pilatus. Die spot van die soldate, 39 houe, is hy met die gesel geslaan. Die doringkroon is op sy kop. Die skare het aangehou skree, kruisig hom, kruisig hom. En nou is die verhoor verby. En nou omring deur hierdie skare mense, is hierdie optog op pad na Golgotha. Baie van hulle is bly dat hy hierdie oproermaker nou gekruisig gaan word. Ander huil oor hom. Uitgeput, verwond en bebloed. Al struikelende stap uit die pad. En by dit alles beklemtoon Lukas die Here Jesus se ontsettende eensaamheid. Die disippels het heel waarskynlik weggehardloop. En dan kan 'n mens sê, dis genoeg om 'n mens tot trane te dryf. En dis presies wat gebeur. Ons het hier gelees, 'n groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Wie hierdie vroue presies was, dit weet ons nie. Maar hulle huil, hulle is bewoe, hulle is ontroerd oor die verskriklike lyding wat hierdie man moet ondergaan. Hulle kry hom intens jammer. Hulle huil uit simpatie met hom. En dan lees ons, die Here Jesus het nie waardering vir hulle simpatie nie. Hy antwoord met 'n skynbare harde uitspraak. Hy sê, vroue van Jerusalem,
Moenie oor my huil nie. Huil oor julleself en julle kinders. Is dit nie vreemd nie? Broers en susters, mense wil vra, maar mag ons nie aangegryp wees deur die Here Jesus se lyding nie? Hoe moet ons sy woorde aan hierdie vroue verstaan? En hoor hoe spreek hy hierdie vroue aan? Hy noem hulle vroue van Jerusalem. Letterlik staan daar dogters van Jerusalem. Dit was destyds 'n bekende manier om die hele Joodse volk aan te spreek. En dan sluit hy aan by die vorige waarskuwings wat hy al aan Jerusalem gerig het. In Lukas 13 al het die Here Jesus gesê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is. Hoe dikwels sou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad aan julleself oorgelaat. In Lukas 19 lees ons, toe die Here Jesus nader kom en die stad Jerusalem voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, as jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. En dan is hy hier, op pad na Golgotha om gekruisig te word. As hy dan vir hierdie vroue sê, huil oor julleself en julle kinders, dan sien ons hom, broers en susters, as die grootste profeet van alle tye. Want as profeet is hy steeds besig om hierdie mense tot bekering op te roep. Hy preek tot die laaste, met sy oë vol bewoonheid oor hierdie mense. Hulle moet besef, dis hulle sonde wat hierdie lyding oor hom gebring het. Hy het dan juis gekom om die te soek wat verlore is. En hierdie is sy heel laaste dringende vermaning, dat die mense tot bekering moet kom. Want sê hy, daar kom daar, waar die mense sal sê, hoe gelukkig is die onvrugbare vroue, en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. En dan praat hy van die oordeel wat oor Jerusalem gaan kom. En dan sê hy, dit gaan so verskriklik wees. Kinderloosheid was destyds 'n skande, maar dit gaan beter wees om kinderloos te wees. So erg gaan die oordeel wees. Hulle sal dan vir die berge sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons. En die bedoeling is nie dat die berge en die heuwels hulle moet toemaak om hulle te beskerm nie. Nee, die Here Jesus sê vir hulle, in die oordeelsdag gaan dit so erg wees, dat julle eerder die dood verkies onder vallende rotse, as die oordeel wat oor die wêreld gaan kom. En dan weet ons, broers en susters, in 70 na Christus het hierdie profesie waar geword. Die Romeine Jerusalem en die tempel en die stad verwoes het. En daarachter is God se finale oordeel aan die einde van die tye. As hy oordeel oor die hele mensdom gaan kom uiteindelik. En nou hier waar die Here Jesus moeisaam op pad na Golgotha is, preek hy vir hulle hierdie oordeel. En sê hy vir hulle, dis julle sonde, wat vol geword het. Dit wat julle sien, is die toonbeeld van God se oordeel. Dis God se oordeel wat ek besig is om hier te dra. In my lyding moet julle julleself sien. In my veroordeelde gestalte
moet julle julleself sien. Dis julle sonde skuld wat hierdie lyding tot gevolg het. En nou kan dit gebeur, broers en susters, dat 'n mens na die Here Jesus kyk en sy lyding sien, en die verskriklikheid daarvan kan jou aan die hart gryp en dit kan jou tot trane dryf. Maar hier sien ons die ontstellende moontlikheid dat 'n mens jou so intens in sy lyding kan inleef sonder dat dit vir jou enige heil kan bring. Want as ek in die Here Jesus se lyding nie God se oordeel sien nie, en my eie sonde as die direkte oorsaak daarvan nie, dan is my trane te vergeefs. Anders gesê, as ek nie besef dat dit my skuld is dat die Here Jesus so moes ly nie, dan help my trane niks. Want die Here Jesus soek nie trane van meegevoel nie. Simpatie en bejammering is hier heeltemal onvanpas. As 'n mens huil uit simpatie, dan begryp 'n mens nog nie waarom hy mens geword het nie. In vers 31 sê hy, as hulle dit met die groen hout doen, wat sal dan met die droë hout gebeur? Die groen hout is 'n verwysing na homself. As die mense dit aan hom doen, hoeveel te meer sal hulle nie julle vervolg nie. Julle wat die droë hout is. En dan praat hy van die Jode en hulle sonde skuld. En die feit is, God se oordeel kom verseker. Daardie vroue en ons moet dit sien. En dit moet 'n mens tot trane dryf. Maar dan om die regte rede. Die vroue en ons moet huil oor ons sonde skuld, wat hierdie oordeel oor die Here Jesus veroorsaak het. Die Here Jesus soek trane van berou en van bekering oor ons sonde skuld. Want die oordeel is nie in die eerste plek bedoel as vergelding nie. In elk geval nog nie. In werklikheid is dit 'n bekeringsroep. Die Here Jesus rig hier nog 'n laaste uitnodiging om die Here se genade te aanvaar. En hy kon dit doen. Omdat hy geweet het sy lydingspad na Golgotha gaan binnekort voltrek word as hy ons sonde skuld dra aan die kruis. In die plek van die vroue van Jerusalem, in die plek van elkeen wat na hom toe sal kom. Hy die onskuldige in die plek van die skuldiges. En in die manier waarop hy hierdie vroue se simpatie afwys, daarom moet ons sien, broers en susters, dat die Here Jesus nie 'n hulpelose slagoffer is nie. Nee, hy loop hierdie pad uit vrye wil. Hy loop hierdie pad omdat hy lief is vir sy kinders. Net daarom is daar hoop vir die vroue van Jerusalem en hulle kinders. Daarom is daar hoop vir elkeen wat sy sonde bely, wat berou het oor sy sonde skuld. En dan moet ons vra, broers en susters, hoe raak Christus se lyding my? Staan ek huilend voor hom met die gesindheid, ja Here, dis my skuld, dis my hardkoppigheid, dis my liefdeloosheid, dat U so moes ly. Elkeen wat berou het oor sy sonde, het by die fontein van die lewe uitgekom. Elkeen wat berou het oor sy sonde, mag telkens weer hoor, jou sondes is vergewe. Nie trane uit meegevoel of uit simpatie nie. Trane van skuldberou. Trane van skuldberou wat oorgaan
in dankbare aanbidding van God. Dis die regte reaksie op Christus se lyding. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U, dat ons dit opnuut weer mag hoor, dat U ons so lief het, dat U U enigste Seun vir ons gegee het, sodat ons deur hom die lewe mag hê. En Vader, ons besef, dit is ons sonde, ons ongeregtigheid, wat die Here Jesus se lyding veroorsaak het. En Vader, ons dank U, dat U nie vir ons straf wat dit verdien nie, maar dat U al ons sonde en sondeskuld op ons Here Jesus laat afkom het. Die grootheid van die liefde, die grootheid van die genade, gaan ver bo ons verstand. Ons sal dit nooit kan verwerk nie. Ons dank U daarvoor. En gee o Vader, dat ons altyd sal besef, as dit nie vir U genade in ons Here Jesus Christus was nie, dan was ons vir ewig verlore. Gee vir ons in hierdie dae U vrede in die hart. Gee vir ons daardie sekerheid, dat U oor ons waak en dat U oor ons wag. Dit bid ons o Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.